Mense, goeiemôre, welkom in Namakoland op die Kammiesbergpas. Dis maandagoggend, jy is ingeskakel by Frik se bakkie boodskap en wat 'n voorreg om hier langs die pad te stop, sommer net vir jou te wys hoe dit hier by ons lyk. Mense, vanmôre bring ek die eer, die lof en die aanbidding aan ons hemelse Vader, die Heilige van Israel. Die woord sê mos, as jy so na die berge kyk, verstaan jy mos Dawid op Moedverloorse vlakte. En hy vra tot die vraag, ek slaan my oë op na die berge. Abba, waar sal my hulp vandaan kom? Kyk so 'n bietjie lyk die man. En dan antwoord die woord en hy sê, jou hulp is van hom, die skepper God, van die hemel en die aarde, die Heilige van Israel. Die een wat was, die een wat is, en die een wat weer sal kom. En dis vanoggend so 'n groot voorreg om met jou te kan gesels. Ja, dis koelerig hier so op die bergpas. Maar ons harte, die klop warm vir die koninkryk. Mense bly ingeskakel. Ek gaan vanoggend met jou gesels oor wat is ware aanbidding. Bly ingeskakel by my bakkie boodskap. Ja, dis iets wat warmer in die voertuig is, wat dit buite die voertuig is. Mense, ek wil 5 belangrike punte met jou behandel oor wat is ware aanbidding. Met baie keer, dan bel mense my, dan sê hulle my, hoor die Frik, ons moet 'n aanbiddingsdag of 'n aanbiddingsaand met ons reël. En ek het geen hakplekke met dit nie. Ek hou daarvan, ek is lief daarvoor om te aanbid met musiek. Maar ek het al agtergekom, en ek ervaar dit gereeld wanneer ek by groepe bedien, dat wanneer die musiek stop, dan raak die ouens se monde ook stil. Gaan vra so 'n bietjie vir iemand as jy in 'n gebedsgroepie kom ons bid so 'n bietjie saam, net vir so 3 minute. Kom ons aanbid die Skepper God van hemel en aarde. Na 2 minute, dan raak daar so 'n stilte. Nou vra ek vanoggend vir jou wat ingeskakel is, hoe gaan dit met jou aanbidding? Want baie mense koppel dit met musiek. En ek sê weer, ek wil 5 belangrike punte vinnig met jou bespreek. Nommer 1, Psalm 105, vers 4 sê die volgende, hy sê, vra na Jodhai-Wafai, vra na hom vir sy sterkte, soek voortdurend sy aangesig. En wanneer ons dit kan doen, dis ware aanbidding. Wie wat is ware aanbidding? Dis wanneer ek optree in lyn met sy karakter, sonder dat iemand my sien. Ek kan nie in die publiek iemand wees en by my huis iemand anders wees nie. Hoe ek leef, hoe ek praat, hoe ek besluite neem, hoe ek optree, is alles deel van aanbidding. Mense gehoorsaamheid aan sy woord, aan sy gebooie, sy instruksies. En reg deur die woord, ek bedoel, ons het die naweek het ons daaroor gepraat, met die pragtige gedeelte wat ons behandel het, die hakskeen generasie. Gaan kyk dit op YouTube asseblief. Ons is die laaste generasie en ek en jy moet die duiwel vertrap. Ons kan dit net doen, mense, wanneer ek en jy besef wat is ware aanbidding. Nommer 1. Aanbidding is die verandering van my perspektief. Ek moet weet wie is hy. Ek moet weet wie aanbid ek. Met wie praat ek? Ons kyk nie eers na ons probleme of ons omstandighede nie. Nee, ons kyk heel eerste na hom, want hy is die bron van ons bestaan. En as ek en jy vandag ons afhanklikheid net weer eens kan bevestig, Abba, ek is afhanklik van U. Abba, ek is nederig voor U aangesig. Abba, ek is dankbaar vir dit wat U doen. Mense, dis aanbidding. Aanbidding is juis om te sê, hier is ek. Ek weet nie wat om te doen nie, maar my oë is gefestig op U. En weet jy wat, hy gaan nie jou omstandighede verander nie. Nee, hy gaan jou verander. Hy gaan jou perspektief verander. En dis die eerste punt van ware aanbidding. Hy verander ons perspektief. En ons kan dit net doen wat die woord sê in Psalm 105 vers 4. Hy sê, vra na Jodhai-Wafai, vra na sy sterkte, soek voortdurend sy aangesig. Punt nommer 2, om voortdurend Jodhai-Wafai, die Almagtige, te soek. Nou baie bekende gedeelte wat almal aanhaal, is natuurlik Jeremia 29 vers 11.
Maar hoor gou wat sê vers 13. Dis belangrik. Julle sal my soek en julle sal my vind wanneer julle na my vra met julle hele hart. Nie na jou probleme eerste nie, nie die omstandighede, nie jou huwelik, nie jou finansies eerste nie, na hom. Mense, ons soek antwoorde, maar ons soek hom nie. En dis my probleem. En mense het 'n wanpersepsie oor ware aanbidding. Soek hom eerste. Ek is nie hier om net antwoorde by hom te kry nie. Ek is hier om hom te dien vanweë die feit ek het die gawe van die ewige lewe en dis genade. En deur daai genade wil ek in sy weë wandel. En wanneer ek hom ontvang, ek soek nie antwoorde vir my probleme nie, ek soek hom, die skepper God van hemel en aarde. Wanneer ek hom ontvang, dan ontvang ek vrede. En dis wat ek vanoggend met jou wil bespreek, want mense snap nie ware aanbidding nie. Punt nommer 3. Aanbid Elohim. Raadpleeg hom. Moenie besluite neem en hom later inbring in jou besluitneming. Soos byvoorbeeld, jy wil dalk 'n besigheid begin of in 'n transaksie ingaan. En ons almal doen dit. En dan bring ons hom later in. Ons kan nie besluite sonder hom neem nie. Mense, hierdie is vanoggend 'n perspektiefverandering. Onthou jy vir Josua toe daai Gibeoniete by hom kom, hulle het hulle vermom, want hulle was bang vir Josua gewees, en hulle sluit 'n verbond met Josua. Hulle sê, Josua moet ons nie doodmaak nie. Hy sê, nee, ek sal nie. Maar die woord sê, in die boek van Josua 9 vers 14, hy sê, maar hulle die mond van Jotaiwafai nie geraadpleeg nie. Moenie laat mense na jou toe kom, met mooi woordjies en heuning om die mond, en jy's great en alles, en jy maak 'n fout, want jy die mond van Jotaiwafai nie geraadpleeg nie. So, wat ek wil doen, moet ek eers hoor, Abba, wat sê u? Wat sê u moet ek doen? Punt nommer 4. Aanbidding word 'n leefwyse. Romeine 12 vers 1. Dat ek en jy 'n heilige, aanneemlike, welgevalle offer sal wees. Mense, wanneer ek by die werk is, wanneer ek bestuur op die pad, dat ek nie iemand groet met die middelvinger nie, dat ek aanneemlik sal wees, dat ek geduldig sal wees, dat ek die vrug van die Gees sal uitleef, nie net by die werk nie, maar ook by my huis. Ek kan nie in persoon in die openbaar wees, wat joviaal is in ander mense se oë, maar by die huis is ek 'n huisduiwel nie. Ek kan nie. Aanbidding word 'n leefwyse. Dit gaan nie net oor musiek speel en nou is my hande omhoog en die trane rol en ek trek die gesig en almal kan sien ek is heilig. Dis nie ware aanbidding nie, dit is toneelspel. Dis skynheiligheid. En ek en jy moet vanmôre waarlik opkyk. Soos Dawid, die buitekant toe gesê het, waar sal my hulp vandaan kom? Aanbidding is iemand wat ek word, waar my perspektief verander is. Romeine 12 vers 2, my gemoed is verander, ooreenkomstig die wil van Jotaiwafai die Almagtige. En nou wil ek leef as 'n heilige, welgevalle, aanneemlike offer vir hom. Paulus sê, dit is my redelike godsdiens. Punt nommer 5, my laaste ene. Aanbidding is 'n voortdurende gesprek. Mense, ek hoop jy skryf hierdie goed neer. Dis 'n voortdurende gesprek wat ek met hom het. Paulus sê in 'n gedeelte, hy sê bid sonder ophou. Moenie die Gees van God uitblus nie. Bid sonder ophou. Bid terwyl jy ry, terwyl jy werk, terwyl jy in 'n gesprek staan met mense, terwyl ek 'n besluit neem. Mense, as jy bid en jy doen dit, hierdie is ware aanbidding, dan word wysheid gebore. Dan kry jy kennis. Dis wanneer vrede inkom in jou lewe, wanneer jy dit doen. Dis wanneer jy rigting ontvang, en ons verloor nie fokus deur omstandighede nie. Mense, dis ware aanbidding. Ek wil afsluit om vir jou 'n paar vrae te vra, sodat jy dit vandag kan saamneem, en ook die res van hierdie week kan saamneem in terme van, wat is ware aanbidding? Punt nommer 1. Waar is my perspektief? Is my perspektief op my, of is my perspektief op die skepper God van hemel en aarde? Soek ek Jotaiwafai net vir antwoorde, of soek ek hom? Punt nommer 3. Raadpleeg ek hom vir elke besluit? Nee, frik, ek ook nie. Mense, baie keer ek ook nie. En dan maak ons foute, en dan hap daai besluite ons in ons boude. Dan kry ons seer, dan huil ons, en dan wil ons bid, en dan sê ons, Appa, hoekom het u nie dit nie, hoekom het u, is ons wat ons het 'n verkeerde perspektief oor aanbidding. Punt nommer 4, is aanbidding by jou 'n leefwyse?
Of is dit net een keer 'n week wanneer jy na die gemeente toe gaan, of wanneer jy na my luister, of na iemand anders luister? Dat dit 'n leefwyse word. Punt nommer 5. As ek deur die dag in gesprek is met Vader, wat praat ek? Is dit net 'n lysie van, Vader, U moet dit vir my doen, help my met dit, my vrou, my kinders, my finansies, my gesondheid, waaroor gaan dit? En vanoggend in my bakkie boodskap wil ek vir jou vra asseblief, gemaak jou eie studie oor ware aanbidding, en kom ek en jy verander. Anders gaan ons bly gaan bly soos kinders. Kinders is net slawe. En is belangrik, want hierdie aarde, as ek so buite my kyk en ek sien hierdie pragtige berge wat ek nou so pas vir jou gewys het, dan roep hierdie berge uit met reikhalsende verlange dat ek en jy in ons posisie sal inkom. Dat ons in ons autoriteit sal inkom as die beeld van Elohim in beheer sal neem oor omstandighede. Dat ons hom sal erken, heel eerste. Ek hardloop nie na mense toe nie, ek hardloop na hom toe. Hy is die rots, hy is my toevlug, hy bring vrede, hy bring harmonie, hy bring sy ritme, bring hy in my lewe in, en ek wil in sy ritme wandel. Mense, dit was so lekker om met jou te gesels, hier op die bergpas, in die hart van Namakoland. My naam is Frik Weideman, en dankie dat jy vanoggend ingeskakel was, saam met my, by my bakkie boodskap. Nou ja, tot 'n volgende keer, van my kant, vrede, shalom, groete, en mag jy 'n wonderlike dag en 'n fenominale week geniet in sy teenwoordigheid. Shalom.